Hi, welcome back. You are watching PAX UCC Television. Never miss a moment. Please consider subscribing and liking the video. Together, we will spread the gospel. Enjoy the video. Goeienaand familie. Ek wil vra dat ons almal graag voor ons kom met die diens. Gisteraand het ons 'n nuwe tradisie begin. So ek wil vir julle weer eens uitnooi. Draai na die persoon hier in die kerk, gee vir hom of haar 'n drukkie. Ons het mekaar baie lanklaas gesien voor ons begin met die diens. Familie, kom ons sing hartlik saam die lied O Heer, ek hoor van ryke seën, wat U uitsort vol in vrede.
Hebreërs 11:1-3 sê die volgende: die geloof, dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mens van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Familie, met daardie woorde groet ek u by ons aand 4 van ons week van gebed en vas. As 'n gemeente het ons nou al ver gekom. Môre aand is dit die laaste aand van ons week van gebed. En Sondag sluit ons hom nou finaal en al af. Maar een van die sprekers een aand het gesê, die tradisie was, en ek wil dit beklemtoon, dit was, dat die dinge wat ons hier bespreek het, net so in my kantoor toegesluit gaan word. Ek wil dit met volle vertroue sê dat ek en u hierdie week genoeg koop is, dat ons hier uit sal kan gaan en hy positiewe verskil sal maak, en dat ons van hierdie geleentheid gebruik gemaak het en nog gaan maak om hierdie kerk te vestig as 'n eenheid, dat ons van hier af vorentoe as een familie sal saamwerk. Net weer so 'n oorsig het. Aand 1 het ons gekyk na die tema van Empowered by Faith. Ons het die Here gevra om vir ons se eenheid te seën, dat ons verenig sal word, of dat ons bekragtig sal word deur die geloof. Die tweede aand het ons gekyk na United in Purpose, en ons het vir mekaar gesê dat daar is nog wel dinge wat ons weerhou om werklik waar united te wees. Maar na aand 3 het ons besef hoe ons united kan word. Ons het besef wat ons purpose is as 'n kerk. Ons het besef wat ons missie is. Suster Vivian het ons so mooi gelei gisteraand in woord. En vanaand kyk ons na die tema van Transforming Communities and Systems for a Hopeful and Just Future. En ons word gelei deur die band, en die man wat gesê het, Here, hier is ek, stuur my, is broer Tayo Magani. Ek nooi vir u uit om saam met ons môre aand weer ons laaste aand van ons week van gebed te kom bywoon, waar ons gelei sal word deur die jeug. Ons gaan kyk na die tema van Towards a Just and Hopeful Future. Familie, ek het 'n paar verskonings ontvang wat ek net met u moet deel. Broer Sem is vir 'n rukkie lank nie hier gewees nie, so daarom was hy nie by ons week van gebed nie. Broer Jan het verskoning gemaak vir vanaand. Hy is by die troosdiens van broer Everton November in Borgets, en dan broer Sweetie en Suster Megan het ook verskoning gemaak vir vanaand. Hulle is by die troosdiens van Suster Anita de Silva in die Klipkerk. Ek wil weer eens vra dat ons aan hierdie geliefdes moet dink, want ons is mos 'n familie in Christus, en wanneer een lig uitgaan, voel ons almal daai lig wat nie meer skyn nie. Ek gaan vra dat ons oë sal sluit, en ek sal ons lei in gebed. Liefdevolle Vader, dink ook aan my. Send die druppels ook op my. Spreek, Here, u diensknegt luister. Wanneer ek na die berg kyk, Here, dan besef ek dat dit die punt is waar my hulp vandaan kom. Met die opkoms van die nuwe dag weet ek dat u vir my weer geleentheid gegee het om diensbaar te kan wees. Here, ons kom dank u vir nog 'n dag wat u aan ons elkeen geskenk het. This is the day that you have made, and tonight we will rejoice and be glad in it. Lord, we have come together as your church to look at our faith, to recommit ourselves to you, to fix
our broken relationship with you. Here, ek kom nooi u in vanaand se sessie in. Wees u vanaand aan stuur van vanaand se sessie. Dat ons alles wat ons doen vanaand ter eer en verheerliking van u naam sal wees. Here, u weet van die geliefdes wat hierdie naweek oor 'n oop graf moet staan. Here, ons vra dat u vir hulle die nodige vertroosting sal wees. Dat u vir hulle 'n God van baie, baie naby sal wees. Toe u gehang het aan die kruis, het u gedink aan een en elkeen van ons. En daarom kan ons met 'n vrymoedigheid sê, dat u is saam met ons, te midde van alles wat ons deurmaak. Here, vir hom wat vanaand die woord sal bring, Here, ek vra dat u vir hom sal seën. Dat hy net sal spreek dit wat u vanaand wil hê hy moet spreek. Dat hy soos Paulus sal sê, ek is 'n lewendige brief vir u, skryf u self die woorde wat u vanaand in die brief geskryf wil hê. Here, baie dankie dat hy bereid was en bereid is om diensbaar te wees vir u. Here, steek hom weg agter hierdie kruis en maak vir hom kalm. Here, vir ons wat die hoorder sal wees van die woord, wil ek vra dat u vir ons 'n hart sal gee wat ontvanklik is. Dat ons sal toelaat dat u Gees in en deur ons werk. Ek bid hierdie dinge in u naam alleen met baie danksegging. Amen. Familie, ek gaan vra dat ons net so 'n woordjie kry, dan gaan Suster Thorn vir ons die skriflesing doen en dan kry ons weer so 'n lied en dan gaan ek die prediker Broer Daai roep om die woord te kom bedien. Sy genade, sy genade. Yeah.
volgelinge. Julle is die sout van die aarde, 'n beter plek, wat die aarde 'n beter plek moet maak. Maar as die sout verslaan het, kry jy dit op geen manier weer sout nie. Dit is totaal onbruikbaar. Al waarvoor dit goed is om buite die straat uitgegooi en deur die mense platgetrap te word. Vers 14. Julle is die lig wat die wêreld moet verlig. 'n Stad wat bo op 'n berg lê, kan mos nie weggesteek word nie. Dit is die woord van God. In hy mooi naam van Koning Jesus, jy weet, is so voorreg om vanaand weer hier te kan wees. Jy weet, ons loop in 'n nuwe jaar en is net die Here wat die jaar vir ons ken. Hierdie moeilike tye en alles en dankie vir die drukstok. Dit is my drukstok, Here, ek hoor van ryke seën. Soos ons hom sing in die Ooskaap, ons het nou 'n bietjie die mekaar gesing, nee, toe maar dankbaar daarvoor. Maar hy vra toe vir Monica sê net, men gaan optel met dit by elke fees oral waar ons gaan, dis my drukstok, Here, woord van ryke seën. En dit gee my so krag wanneer ek by daai gedeelte kom. Nou ek wil hier groet hier en ek kyk hier, ek het 'n gedeelte wat ek hier wil begroet. Wat Dawid die sê in Psalm 27, die Here is my lig, my redder, vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? Nou, ek wil ook net so 'n bietjie inskakel hier by die tema, maar laat ek net teruggaan. Ons tema was verlede week gaan vertel, gaan sê. Jy weet, ons moet teruggaan en gaan sê, die God wat ons dien, dis mos 'n wonderlike God wat ons dien. En as ons kyk baie kere, dan sien ons, want as ons kyk hier in Markus, dan praat hy van, as ons nie gaan praat, hy gaan die klippe praat, Romani. En ons moet ook praat van die goedheid van Christus Jesus, verstaan. Ons moet dit gaan vertel vir hulle, wat dit nie weet nie. Want hierdie God wat ons dien, is 'n God wat wonders doen. Siekes gesond maak, blindes, hulle sien, krepeles loop. Dit is hierdie God. En dan kyk ek op die een van die dag, toe die vrou by die put kom, toe ontmoet sy die meester daar, wat daar alles vertel. En sy het ook nie stil gebly. Sy het na die ander dorpe gegaan en vir die mense
mense gaan sê, die persoon wat sy ontmoet het by die put. Nou, net so is dit vir ek en u, om te gaan en vir hulle te gaan vertel, dat Christus Jesus hy leef. En jy weet, ons as mens, die mense het ons in hierdie laaste dae, as hy so op sy eie, sien jy voel, jy sê amper, jy het die Here nodig nie. Maar een dag, moet jy ook sterwe, verstaan? En baie mense verstaan dit nie. En ons wat ligdraers is, moet vir die wêreld gaan sê dat die Here het vir hulle lief. Ons moet nie ophou nie, ons moet aan mekaar hierdie ding noem en sê dat Christus Jesus lewe. En Christus Jesus is die skepper. Jy weet, en dit het my so wonderlik getref in hierdie week en nog selfs met hierdie dienste deur hierdie skrifte sien. Dus sê het myself dat 'n mens moet net gaan vertel die goedheid van Christus Jesus. En dan kyk ek hier in 'n gedeelte waar Martha en Maria, hy sê as julle net glo, dan kan julle die heerlikheid van God geniet. Jy kan dit geniet, regtig, jy kan dit voel. Jy moet net glo. Maar in hierdie dae het ons mense mos baie dinge wat ons aan glo, wat nie sin maak. Hierdie tydelike dinge in die lewe, verstaan. Maar Christus Jesus het op die kruis gesterwe. En soos hy ook reeds sê hier in Matteus sê, dat julle is die sout van die aarde. Maar as die sout verslaan, hoe kan dit weer 'n mens dit weer die sout bringbaar maak, sê die woord hier. Hy sê dit is niks meer werd nie. Dit word buite uitgegooi en die mense vertrap dit. Nou, ek en jy is op die sout van die aarde. Wanneer jy by Christus Jesus is, moet jy 'n smaak en afgee vir hulle daar buite, sodat hulle kan sien die God wat ons dien. En dit is ook op die woord ons sê, gaan vertel vir hulle hierdie God wat ons dien, verstaan. Dis 'n God wat ons nooit verlaat nie. Dis 'n God wat altyd by ons is. Dis 'n God wat ons op kan vertrou. Hy sê moenie bang wees, hy sê ook. En dan kyk ons aan al hierdie dinge toe hulle vir Daniël in die put gegooi waar die leeukuil in is, die leeu gaan hom vreet. Het hy vertroue aan die God. Die leeu se bekke was gesluit. Dit is die God wat dit doen, want hy doen wonders. En ek en u moet vanaand onsself so uitdruk en vir hulle gaan sê dat Christus Jesus leef en dat ons is die sout van die aarde. En ons moet dit nie vertrap nie, daar moet smaak in wees. Ons moet dit nie uitgegooi word dat dit is niks werd nie. Ons moet dit kragtig gee. En dan kom praat hy hier van julle is die lig vir die wêreld. En nou baie kere dan kyk ons aan al hierdie dinge. Christus Jesus is die lig. En dan kyk ons die mens hier in die begin in die tuin het ook weggedwaal. En toe word dit ook gesoek en hulle verstaan, hier in die skemertjie verstaan. En Christus Jesus is die lig, hy bly die lig. En daar moes hulle ook erken, verstaan, dat hulle verkeerd gegaan het, want Christus Jesus ken alles. Christus Jesus ken ook vir elkeen van ons. En dan sê die woord hier in Psalm 24, hy sê, die wat die Here dien, neem hy in sy vertroue. Sien, wanneer ek sê vir die Here, hier is ek, stuur my. Dan vertrou die Here my, want ek het gesê, stuur my. Hy neem elkeen van ons in sy vertroue, want ons is ligdraers, verstaan. En nou sê hier, en hy ook sê hier, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens ook nie 'n lamp op en sit dit onder die emmer nie. Jou lig moet skyn. Want regterwaar as ons ook kyk na die ander gedeeltes van diere en motte en alles. Dit sê ook op 'n rot ook as daar lig is, en hardloop hy na die duisternis toe. Want hy wil nie die lig sien. En nou kyk ons na die motte en hierdie ander goedere, want die lig is alles in 'n mens se lewe. En Christus Jesus het dit so gemaak dat ek en jy moet in die lig moet ons wandel.
sodat ons nie ons tone op voete kan stamp nie, verstaan. Dis moeilik en nou sê die woord, in die donker lê daar ook siele, verstaan, waar die lig is, ek weet die mens wil dag nie maar aan die lig is, maar Christus Jesus is die lig vanaand. En ek en u as ligdraers moet vir hulle daar in die duisternis ook gaan sê, dat Christus Jesus is die lig. Ons kan nie ons bekering, ons Christenskap probeer onder 'n emmer sit nie. En nou skyn dit net vir jou hier. Jy weet dat jy is bekeer en jy weet die lig brand vir jou. Die lig moet so brand dat almal dit kan sien. Die wêreld hier buite. Jy weet dit is so hartseer as ons kyk baie kere. Christus is gebore uitgekom sodat daar kan vrede is vir hierdie wêreld. En as ons baie kere ook kyk, is dit nie maklik nie, geliefdes in die Here, dan sien ons is die vrede hier op aarde nie. Regtig die mense vermoor mekaar, mense breek mekaar af. Ek kan nie verstaan nie. En die wetboek sê dat ons moet mekaar lief hê. Dit is die lig van God. Maar die mense is aan die duisternis en hierdie dinge gebeur, ons maak mekaar dood en mense maak mekaar seer. En ons moet bid vir mekaar, want dit is soos die stad wat op die berg lê. Sy lig moet brand, dat almal dit kan sien. Selfs die lamp wat onder 'n emmer gehou word, moet bo bestander staan en almal dit kan sien. En ons bid dat elkeen van ons moet in hierdie lewe ingaan, in hierdie moeilike tyd moet ons beweeg, dat almal jou lig kan sien. En dat almal hy sout, hy gedeelte kan proe, want hoe nutteloos is die sout, as hy nou vertrap word, dan sy niks werd nie, verstaan. Hy het nie smaak nie, want ons kyk na kos. Wanneer ons kos koop, moet ons sout ingooi, dat daar smaak kan wees, verstaan. En nou soos Christus Jesus ook, rondom sy mense. Ek kyk na Martha en Maria, toe hulle op moed verloor op sy broer Lazarus, het hy net vir hulle sê, as julle glo, sal julle die heerlikheid van God geniet. En met loop van tyd, toe kon hulle regtig besef dat dit is die waarheid, want wanneer 'n mens glo, dan geniet hy die heerlikheid van die Here. Dan sê hy ook soos apostel Paulus, weg wêreld, gee my Jesus. Jy maak onmiddellik verkies, jy probeer onmiddellik die wêreld wegdruk om Christus Jesus te nooi in jou lewe, want hy is alles, jy weet, en ons kan met die Here kan ons niks wegsteek. En wat altyd so vir my lekker is, hy sê moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie. Al gaan ons deur al hierdie dinge, Dawid sê al gaan ons deur hierdie dalle van doodskade weer, is die Here saam met ons staan. En hy sê ook alles ons in die hoogste waters, vure wat ons kan is, die Here is by ons verstaan. Ons moet die Here vat op sy woord. En ons moet vir hulle sê wat hoop verloor. Sê die Here het nog altyd vir ons hoop gegee. Want aan die kruis was dit hy wat aan ons gedink het, verstaan. Hy het net aan ons gedink op daai kruis, verstaan, van Golgotha. En dit was vir jou en dit was vir my gewees, verstaan. En in hierdie laaste dae moet ons die Here aanneem op sy woord. En ons moet net glo, verstaan. Ons moet net glo. Die woord van die Here is die waarheid. En ons kan niks doen sonder die Here nie, verstaan. Hy sê laat julle lig voor die mense skyn, dat hulle die goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. So ek het nie 'n kans nie, verstaan, regter waar, want ons moet 'n smaak afgee. Ons moet wees soos die blom wat die bye na toe hardloop om hy nektar te gaan suig, want hy weet hy gaan by 'n heuning maak. Hy weet wat hy gaan doen met die nektar. Hy moet by die blom gaan hou, verstaan, sodat hy dit kan so doen dat almal dit daarvan kan geniet, verstaan. En ek en jy moet ook so wees in hierdie wêreld, verstaan, wat so verval is, wat nie verstaan nie. Dis eintlik vir die mens beter om seker maar baie van die mense is beter om te sterwe sonder Christus Jesus as wat jy moet saam in Christus Jesus sterwe. Baie sterwe, hulle weet nie, want die woord verklaar ons dat daar 'n weg vir die mens wat reg is, maar die einde van die weë is die dood. En vanaand wil ek vir jou bemoedig, weet ons gaan so deur baie storms.
en dinge wat ons druk, verstaan. Kinders wat afdwaal, kinders wat nie wil belangstel aan die woord van die Here nie. Maar Christus Jesus is ons lig, verstaan. Hy is die lig, ons moet net by hom kom aansluit en vir hom vra en alles vir hom gee, verstaan. Want regtig waar, dit is hierdie laaste dae, is nie maklik nie. Elkeen vertrou op sy eie wy, maar Christus Jesus, hy weet. Hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En ons kan niks doen sonder hom nie. Sonder hom het niks ontstaan nie, verstaan. En regtig, en ek en u moet so hard werk vir hierdie nuwe jaar, ons moet Christus Jesus glo op sy woord. Ons moet Christus Jesus aanneem op dit wat hy vir ons sê, verstaan. Ons moet nie twyfel nie, ons moet nie terughou nie, ons moet vir hulle ook gaan sê, dat Christus Jesus het hulle lief, hulle wat met die kerk en met die gebod van God niks te doen is, Christus Jesus ken hulle, verstaan. Want hy het hulle geskape. Hy is die kenner van die hart en die toetser van die niere. En vanaand is dit ek en u wat moet maar voortgaan. Al is ons 2 en 3 in sy naam, is Christus Jesus by ons. Hy laat ons nooit alleen, hy laat ons nooit beskaam staan nie. Hy is die iemand van sy woord. Want kom dat ons net glo en gaan vertel vir hulle. Jy weet, ons gaan deur storms in hierdie lewe wat nie maklik is nie. Dawid sê, al gaan ek deur hierdie dal van doodskade weer, sal ek geen onheil vrees nie, want die Here is met my. En ek en u moet ons oë op vestig op dit wat die woord vir ons gee, verstaan. Die woord is die waarheid, want daar is niemand soos wat Christus, daar is nie iemand soos Christus Jesus nie, verstaan. Hy was ook versoek baie kere, maar hy kon weerstaan teen al hierdie dinge, verstaan. Hy kon weerstaan, hy het altyd 'n woord gehad vir die Satan, en so moet ek en u ook die woord hê. En wanneer ons besluit weg, gee my Jesus, weg wêreld, gee my Jesus, verstaan. Want ons kan nie 2 Heres dien nie, dis altyd die moeilikste storie. Die een gaan jy dien, en die ander een gaan jy afskeid. Nou ek en u se lig moet so brand, dat die wêreld dit kan sien. En wanneer ons daai tree vorentoe beweeg, dan is Christus Jesus altyd by ons. Want hy laat ons nooit alleen. Hy laat ons nooit alleen, hy laat ons nooit beskaam opstaan nie. Jeremia sê, Here, wat moet ek sê? Ek is te jonk. Maar toe Christus Jesus die woord op sy tong lê, toe spreek hy en hy sê, soos die Here sê wat hy moet sê, verstaan. Nou ek en jy moet glo aan Christus Jesus op sy woord, want hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. En daar is niemand soos hy nie. Jy weet, ek en jy gaan deur baie dinge wat nie maklik is nie. Maar ons moet moed hou. Want ons kry rus by Christus Jesus. Jy weet, daar's families wat bedroef, soos nou hierdie week, soos nou kyk na vanaand, daar's roudienste wat gehou word vir die naweek. Maar Christus Jesus is weer die iemand wat hy trane weer in blydskap laat verander. Hy gaan weer daai vermisting wegvat. En dat jy kan verstaan waaroor dit gaan, want baie kere ons is geleen op hierdie aarde en ons is nie permanent hier nie. Want as ons voorvaders ook nog nie gewees het, verstaan, dan sou dit anders gewees het. Ons almal is geleen op hierdie planeet, klein en jong. Ons ken ons geboortedatum, maar ons ken nie die komste van Christus Jesus nie. Daarom sê Amos, maak jou klaar om jou God te ontmoet. En ek en u moet van vanaand af uitgaan, dat ons hulle gaan vertel, dat God het hulle lief. En hulle wat moed opgegee het. Want wat is die rede baie keer om baie mense in die kerk te kom? Baie mense voel maar dit is vir hom beter daar, ek weet nie. En ek weet nie, maar ons moet bid vir hulle. En een ding wat ek geleer het, wanneer ons bid, hy sê, wat julle vra in my naam, sal ek julle doen. Ek weet, ek kyk baie keer aan ons as band verstaan, wat ook maar so 2 en 3 is. En dan sê ek myself, maar ons moet die Here bid, want dis die Here van die oes. Hy weet, hy gaan arbeiders uitstuur. Nie mense wat vandag kom en môre sy weg nie. Verstaan, jou hart moet in die saak wees. Jy moet die heerlikheid van God moet jy kan geniet, verstaan. Jy moet nie kom band toe omdat hy sien broedel is in die band of dinge is in die band, jy verstaan. Dit is God se werk. In hierdie laaste dae is dit miskien so.
Miskien, ek weet nie. Of ek wil 'n blou baadjie dra oor maanie, ek weet nie. Maar hierdie blou baadjie is 'n blou baadjie wat ingeseën word, verstaan? Dis 'n heilige een, as jy oorpak, wat jy net gaan aantrek, en daar gaan jy aan, verstaan? Regtig, wanneer dit baie kere, wanneer dinge my druk, en ek word alleen, ek is altyd alleen, en dan vat ek my baadjie, en dan gaan bid ek, verstaan? En dan praat ek met die Here, en dan weet as ek opstaan daar, dan voel ek regtig waar dat die Heilige Gees het my nou verdryf, verstaan? En dan voel ek regtig waar, die Here is my herder, en niks kan my opbreek op hierdie aarde, verstaan? Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles, verstaan? Maar dit is lekker as ek woon in die hemel, daar by hom, maar hier op die aarde is nie maklik nie. Maar wat ek hier wil bemoedig, bly maar by die Here. Bly by die Here, regtig waar, bly by die Here. Al het jy geloof soos 'n mosterdsaadjie, hy kleintjie. Of wat jy net hy effort op doen, verstaan? Dan kom die Here en hy neem jou hand, verstaan? Hy neem jou swakke hand in sy sterke hand, verstaan? En ons vertrou die Here. Jy weet, ek het 'n begeerte, dat ek altyd voor die Here lê. En maar ek weet, die Here gaan my begeerte vir my vervul. En nou toe altyd moeilik is vir my, ek is 'n groot brak. En om hier uit te kom, ek het nou een keer vir Anna gesê, die lewe is vandag so anders. In die tyd toe ek in die Ooskaap hier kom in die Weskaap, in die Ooskaap uit, en jy met die 10 rand se petrol gery, jammer dat ek dit benaam, met die 10 rand se petrol het jy brak toe gery, my ouma het op Sorgfontein gebly, en jy teruggekom, ek en my ankel Ben Kaptein hulle, en maar vandag, moet jy 200 rand vat om brak toe te ry. Is nie maklik nie, verstaan? Maar die Here, hy ken hierdie sake, verstaan? Hy ken alles bly nie daar nie, verstaan? Die mense en die dinge verander, maar Christus Jesus nie. Maar ek is dankbaar, ek weet, wanneer dinge moeilik is, dan gaan ek maar die meester toe en praat met hom. En regtig maar, daar is soveel dinge waarin ek dankbaar is vir die jaar. Maar die Here dra my deur. En alles soos 2 en 3, en ek weet baie van hulle raak moeg, maar ons moet nie moeg word nie. Ons moet nie moeg word nie. Ons moet maar aanhou hardloop. Ons moet maar altyd op die baan bly. Baie keer is daar mense wat jou in die baan nie hardloop, maar ouma moet bly in jou baan, verstaan? Bly in jou baan, want baie gaan sommer en sê nee, want ek gaan nie verder hardloop nie. Iemand het in my baan gehardloop. Maar bly getroud, verstaan? Bly getroud, of wees stil. Baie keer het ek geleer, wanneer jy kon stil word, dan word Christus Jesus hier in jou. Maar ek het geleer, die vyand het op die ander een, as hy kom sien, iemand word stil, dan dink jy, ja, nee, net op hom, verstaan? Maar min wis hy dat Christus Jesus is binne my. Hy sê, julle moet minder word, sodat ek kan meer word, verstaan? En ons het so baie stryde en stampe, maar Christus Jesus is die lig en alles, verstaan? Hy ken alles. En ons moet bid vir mekaar, ons moet bid vir ons gemeente, die siekes vandag. Daar is soveel dinge wat ons moet doen. En ons vertrou die Here, die jaar is 'n nuwe jaar, verstaan. Ons vergeet van 2025. Hy sê ek gaan iets nuut maak. Dit is besig om te begin. Maar as ons miskien nog so ver van Christus Jesus af is, dan kan ons sien hierdie nuwe ding wat besig is om te begin, verstaan. Hy sê ek maak riviere in die woestyne, dat die jakkalse in die woestynse water drink. Hier sit ons in 'n waterkrisis in hierdie kante. En ons vertrou die Here gaan water gee op sy tyd. Vertrou die Here op sy woord. Hy is 'n God wat nie lieg nie. Hy is 'n God met die waarheid. Hy is 'n God wat ons nooit alleen laat nie, want as ons kyk na die Israeliete ook in die woestyn, dit was nie maklik nie, hulle het gemanoeuvreer. Hulle wil nie wegbeweeg daar nie, verstaan, want hulle is genoeg vleis en dit wat hulle geëet het daar was baie goed, verstaan. Hulle voel hulle wil terug, maar die Here het altyd 'n plan vir 'n mens, verstaan. En die Here se plan is altyd die beste plan. Kom ons loof die Here met ons hele hart en siel. Kom laat ons teruggaan en vir hulle vertel daar buite dat Christus Jesus leef. Hy leef in my en hy leef in almal, verstaan. Want as die Here sy hand van ons af wegneem, wat kan dit gewees? Wat gaan dit ons baat? Waar gaan ons bevind, verstaan? Want dis net die Here se genade wat ons uitdra hier. Ek weet die vyand kom en hy verbreek ons en hy keer ons altyd om. Ek sê dit baie kere, die duiwel is soos 'n rondloper hond. Jammer om dit te sê. 'n Rondloper hond, hy het nie 'n adres nie. En waar daar 'n fighter is,
As die duiwel daar, soos die rondloop rond, dan sien hy 'n beter plan. Wanneer daar gestrydery is die duiwel daar, verstaan, en hy sê, sal op sy beurt ding sê, maar dan is dit nie so nie, verstaan. Maar God se plan is altyd die beste plan. Die duiwel is iemand wat die vuur aan die brand steek in plaas van doodmaak. En hy het sy slimste wy wat hy beweer, maar Christus Jesus ken sy wy. Ja, laat ons saam bid, dat ons vir mekaar bid, en dat ons mekaar hand vat, en dat ons lief is vir mekaar, want God is die ding, sodat ons hierdie lig van Christus Jesus kan uitdra. Selfs aan die kinders, van die nageslag, ons nageslag se kinders, moet ook hierdie woord kan dra. Want dit is so moeilik om in hierdie laaste dae, verstaan die mense nie, maar omdat die mense het sê reg. Ek het nou die dag gesê, dit was so moeilik vir my gewees as kind. En ons moet die vee oppas. As daar van die vee short, al is jy nou by 5 uur by die huis, of 6 uur is jy al by die huis met die goed, en daar kort van hierdie skape op maan nie, dan moet ons in die nacht maar terug gaan, en hulle gaan soek. Of ons kry pak. Want almal moet daar wees, verstaan, want hulle lê verstooi nou. Dit is hoe dit ook nog gaan en hoe God dit verstaan. Die mense, ons regtig waar is verstooi, maar Christus Jesus sê, ek sal self na my kinders kyk. As ons kyk na die swak herders, die slegte herders, want almal is goed, maar die werk word net nie gedoen nie, verstaan. So, ons vertrou die Here vir die jaar vir goeie dinge. Ja, nou dit is die woord wat ek aan u wil deel. En daarmee moet ons mekaar bystaan en Christus Jesus in die gang kry. Gee woordjie moet ek Vader in die hemel, Here, dank u vir die geleentheid, Here, dat ons kon stil word, Here, dat u is goed, Here. Vader, u ken ons waar ons 2 en 3 in die naam vergader, Hemelse Vader, Here, daar is u ons altyd, Here. Ja, Here, u laat ons nooit alleen die Gees van God, Here. Ja, Heilige Gees, dis 'n week van gebed, Lam van God, en ons het soveel baie wat ons by u moet vra, Here. Here, dan dink ek die woord sê, ons het u nog niks gevra nie, Here, ons sit met 'n reënkrisis, water, Lam van God, Here, maar ons weet, Here, u is 'n God, Here, wat op u tyd gaan voorsien, Here. Here, die week lê nou voor, Lam van God, daar's geliefdes wat nou die naweek aan die dood teruggegee word, Lam van God, Here. Here, en ons bid dat u deur by die familie sal wees, Here. Here, lei en bewaar hulle, maak hulle toe, Gees van God. Here, en ek bid vir ons ook as band, Gees van God, Here. Here, u ken ons, u weet waar ons is, Here, u ken ons verskonings. Gees van God, Here, kom en lei en bewaar ons nou in Jesus naam. Amen.
Family in Christ, we receive an invitation tonight that we must be empowered by faith and united in purpose and go forth and tell, not as individuals but as a covenant community, a force of God's kingdom to transform communities and systems for a hopeful and just future. Baie dankie Rodel vir die manier wat u vanaand die woord aan ons bedien het. Familie, ek wil vanaand weer vir u uitnooi, ons gaan nie die vrae hanteer nie. Ek gaan vanaand weer vir u uitnooi om enige plek in die kerk te kies en ons gaan vir die Here vra om saam met ons te wees. Ons gaan vir die Here vra vir transformasie. Ons gaan die Here vra om vir ons as 'n gemeente te empower by faith and to unite in purpose. So enige plek in die kerk mag u gebruik om te bid. En daarna gaan ek vra dat die Mission Council vir ons die gebed van transformasie van systems en communities doen, en dan gaan die ouderling vir ons die seën kom uitspreek. Sorry.
anderste. Amen. En ek het net iets anders in my gees vanaand. Ek wil hê ons moet van bang tot bang beweeg, soos ons nou gebid het, touch today. Ek ons dorp UCC moet heel, broers en susters. Ons moet begin heel. En dit begin hierdie week. Ons gaan nie Sondag kom en dan maak ons 'n kommitment aan God en ons hou nie ons woord gestaan. Raak lief vir hierdie gemeente, nuwe broers en nuwe susters. Raak lief vir mekaar sodat ons mekaar se laste kan dra. Die woord het ons vanaand aangemaan. Ons moet die sout van die aarde wees. Ons moet ligdraers wees. Touch hierdie banke, liewe broers en susters, dat ons mense kan terugkom op hulle plek. As ons nie vanaand op ons plek is, liewe broers en susters, dat die Here sal ons vra. Touch hierdie banke. Touch ons dorp. Dis 'n bank, liewe broers en susters. Ons sê, hoor wat ons
Ons dierbare God. En Hemelse Vader, Here, in hierdie aand hier kan ons net aan U kom roep, Here. Here Jesus, wat ons dorp UCC wil vanaand sterf in haar eie ek. Here Jesus, as ons vanaand hier is, oor 'n baadjie of oor 'n posisie, Here, kom snoei U asseblief op ons dorp UCC, Here. Here, ons het vergeet dat die kerk gaan oor U, Here, dit gaan oor God, dit gaan nie oor my nie, Here. Here Jesus, die mandaat in die Bybel sê vir ons gaan uit en maak disippels van alle nasies. Maar Here, ons hou hier bekeerskap vir onsself. Here, ons is besig om ons talente en gawes om maand immers te begrawe, Here. Here Jesus, ons lig het begin dof raak, Here. En Here, die woord het vanaand gesê dat ons lig op 'n staander moet sit, Here. Die sout en die geurtjie wat ons as kinders van die Here moet afgee, moet 'n soet smaakie wees, Here. Here, ons dorp UCC moet inklusief wees, Here. Here, ons moet ontslae raak van hierdie redtyd wat maak dat ons broers en susters in die heilige teenwoordigheid wees, Here. Here, U ken ons werke. Here, Openbaring praat van ons kan nie lou of warm Christene wees vir die Here nie. Here, ons moet besluit waar ons sit, is ons warm, is ons koud. En Here Jesus, vanaand opnuut wil ons onsself aan U kom by. Here Jesus, gaan U vir ons voort. Want die woord leer dat U is oral rondom ons, Here. En Here, vanaand sit ons juis ons swak hand in U hand, Here. Here, vanaand wil ons kom sê, maak ons tonge los van die weier van die Here Jesus Christus, Here. Here, kom maak vir ons vanaand vaardige Christene in die naam van Jesus. Here Jesus, wanneer ons met mekaar omgaan, sal dit wees in liefde, want God is liefde. Here Jesus, kom bind vanaand vir ons met U onlosmaaklike liefde. Here, kom verwyder die dinge wat vir ons so terughou, Here, wat van die verlede daar was, Here, kom maak dit van ons los in die naam van die Here. Here Jesus, U woord sê, ek gaan nuwe dinge doen. En Here, maar ons kan nie vergeet hoe getrou U alreeds was vir Pakkersdorp UCC nie. Here, maar vanaand kom vra ons, Here, as ons skouer aan die wiel sit, dat ons dit sal doen, dat ons vir mekaar sal bid en nie vir mekaar sal skinder nie. Here, kom gee vanaand vir ons 'n gees van liefde. Here, kom gee vanaand vir ons 'n gees van sagmoedigheid. Here, kom gee vanaand vir ons 'n gees van geduldigheid. En Here, wanneer ons met mekaar praat, sal dit wees omdat U eerste vir ons lief gehad het, Here. Here, kom word verheerlik in hierdie dinge, Here. Ons is niks. Ons is niks sonder U, Here. Here Jesus, wat is die mens tog dat U aan hom dink, Here? Here, U het ons minder weinig as 'n hemelse wese gemaak en ons met eer en heerlikheid bekroon. Wat 'n wonderlike voorreg. Wat 'n wonderlike voorreg om 'n kind van God genoem te word. Ons is nie meer slawe nie. Ons is vrygekooptes deur die bloed van Jesus Christus. Here Jesus, ons offer vanaand ons smeekgebede aan U. Here, luister aan ons smeekgebede, Here. Here Jesus, kom openbaar U self aan ons, Here. Here Jesus, kom sit dinge vir ons in plek, Here. En ja, Here, kom snoei wat daar gesnoei moet word. Here, kom snoei vir Pakkersdorp UCC as daar gesnoei moet word. Here, as die bestuur van die dag nie op hom of haar plek is nie, Here, kom snoei U vir ons, Here. Here, as die kerkraad van hierdie kerk nie op sy plek is nie, Here, kom snoei vir hulle, Here. Here, as die organisasies nie op hulle plek is nie, Here, in die naam van Jesus, kom snoei hulle, Here. As die gemeente wat die inkom elke Sondag nie op hulle plek is nie, Here, kom snoei vir hulle, Here. Here, U is lief vir ons. Here, U het aan 'n kruishout vir ons kom sterf. En terwyl U hang, het U aan my en aan my broer en aan my suster gedink. Here Jesus, word verheerlik in hierdie dinge. Want ek pleit dit omdat ek waardig is om Here. Ek pleit dit omdat U groot is. U is liefde. En het die beste vir ons in store. Here Jesus, maak sodat ek vanaand kan nalat om in gebed te bid wat U vir U disippels geleer het om te bid. En wanneer hulle dan so saam sê, Here,
moet hulle die volgende sê. Onse Vader, wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, nie so op die aarde. Gee ons vandag ons daglikse brood. En vergeef ons ons skade, soos ons ook ons skuldiges vergeef. En lei ons nie in versoeking, maar verlos ons van die bose. Want aan U behoort die koninkryk, en die krag, en die heerlikheid, tot in ewigheid. Amen. Ons ontvang die seën van die Here Christus en ons van die vrede van die Here. Die Here sal u seën. Die Here sal u beskerm. Die Here sal tot u redding verskyn en u genade wees. Die Here sal u gebede verhoor en aan u sy vrede gee. En nou mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly tot in alle ewigheid. En ons almal wat die koms van ons Verlosser verwag sê, Amen. Ons drink môre tee, so moenie vergeet nie.